Goed, hier's 'n vraag vir jou. Hoe het 'n apparaat wat kom ons wees eerlik, soos iets uit 'n middeleeuse martelkamer lyk? Ja, dis 'n goeie beskrywing. Hoe het dit een van die wêreld se mees gerespekteerde fitnessinstrumente geword? Dis 'n goeie vraag, né? Dis die vraag. Vandag duik ons in die storie van Joseph Pilatus en sy bekendste skepping, die Reformer. Ons bron is 'n uittreksel uit 'n dokument 1926-2026.pdf wat ons terugneem na presies daai jaar, 1926. En ons doel is om te verstaan hoe een man se stryd met siekte gelei het tot 'n revolusie en wat hierdie vreemde hout en veer ding so effektief maak. En ek dink dis die eintlike kern. Dis soveel meer as net 'n storie oor 'n stuk toerusting. Dit gaan oor 'n filosofie wat gebore is uit persoonlike lyding. Absoluut. Die feit dat ons vandag amper 'n eeu later nog daaroor praat, sê eintlik alles. Dit sê alles. Goed, kom ons gaan terug na daai ateljee in 1926. Die bron skilder 'n prentjie van Joseph Pilatus wat voor sy nuutste skepping staan. Ja. En die beskrywing is treffend. 'n Glyende waantjie, 'n houtraam, vol vere, katrolle en leerbande. Ek kan my nie die reaksie van mense indink. Nee, dit moes heeltemal vreemd gelyk het. In daai era was oefening, sinoniem met brute krag. Gewig optel en sulke dinge. Presies. Dink aan sweet en kreun en hier kom hy met hierdie masjien wat lyk asof dit ontwerp is vir subtiele beheerde beweging. Dit het iets heeltemal anders gevra. En om die masjien te verstaan, moet ons die man verstaan. Die bron neem ons reguit na sy kinderjare. En dis hier waar die storie sy fondament kry. Hy was nie gebore as hierdie toonbeeld van fisiese perfeksie nie. Glad nie. Hy was 'n tenger, sieklike seun, getuister deur asma en ragitis. Ragitis. Dis nogal 'n ernstige ding. Ja, die bron noem dit 'n beensiekte, maar dis erger. Vitamientekort wat jou bene letterlik sag maak. Ek meen, dis moeilik om 'n slegter wegspringplek vir 'n fisiese pionier voor te stel. Jy sou dink dis 'n doodsvonnis vir enige atletiese ambisie, regtig. Maar wat hier so fascinerend is hoe daai swakheid die engine vir sy lewenswerk geword het. Dis die katalisator. Ja, presies. Hy het nie net sy lot aanvaar nie, hy het oorlog verklaar teen sy eie liggaam. Die bron sê hy het anatomieboeke verslind, yoga bestudeer. Hy het sy eie liggaam in 'n laboratorium omskep. Dis dit. Elke pyn, elke swakheid was 'n probleem wat hy moes oplos. Dit was 'n diep, fundamentele herkonstruksie van binne na buite, gedryf deur pure noodsaaklikheid. En die resultate was wel ongelooflik. Die bron gooi dan 'n paar feite na ons wat ek glad nie verwag het nie. Voordat hy sy metode vervolmaak het, was hy 'n fisiese afrigter vir Scotland Yard. Sjoe, kan jy jou die dissipline voorstel? En dan, die een wat my regtig laat regop sit het. Hy was 'n strongman in 'n sirkus. Ja, dis die een. Dit klink soos iets uit 'n storieboek. Hoe ruim 'n mens dit met die amper terapeutiese werk waarvoor hy later bekend geword het? Ja, ek dink dis juist die punt. Daai sirkus daar was dalk die uiteindelike bewys van sy oorwinning. Die openbare vertoon. Presies, 'n man wat sy eie liggaam oorwin het. Maar die bron maak dit duidelik, sy roeping was nooit net spierkrag vir vertoon nie. Sy eie siekte het hom 'n diep empatie gegee. Hy het geweet hoe dit voel. Hy het geweet hoe dit voel om 'n gevangene in jou eie lyf te wees. Daai sirkusoptrede was miskien sy gradeplegtigheid, maar sy lewenswerk was om ander te help. En die Reformer. Daai vreemde apparaat. Ja, dit was die logiese uitkoms. Dis die instrument wat hy gebou het om ander te help om dieselfde pad te stap. Goed, so hy ontwikkel Hiroshima begin die filosofie in Europa, maar die bron skuif dan die fokus na New York. Hoekom Amerika? Wel, die dokument impliseer dit was 'n plek van nuwe beginne. Jy weet waar 'n radikale idee dalk 'n kans sou staan. En dit het. Dit het. Hy het sy ateljee geopen en sy eerste kliënte was nie die gewone mense op straat nie. Dit was die elite, dansers, atlete, mense wie se liggame hulle instrumente was. Die fisiese elite, mense wie se loopbane daarvan afgehang het. Maar hulle was skepties. Natuurlik was hulle. Stel jou voor jy's 'n prima ballerina in die 1920s en hierdie Duitse ou sê, "Klim op my martelrak, dit sal jou beter maak." Jy sal hom seker uitlag. Hy moes hulle oortuig. Ja. En dis waar sy eie fisiese meesterskap deurslaggewend was.
Die bron beskryf hoe hy self die reformer gedemonstreer het. Dis 'n ongelooflike beeld. Hy lê op daai bewegende waantjie en sy liggaam word 'n studie in beheerde beweging. Elke stoot, elke trek, dit was nie rukkerig nie. Dit was met 'n grasie wat die intense inspanning heeltemal verblim het. En kom ons raak vir 'n oomblik tegnies oor wat ons daar sien. Daai waantjie skep 'n onstabiele oppervlak. Onmiddellik moet sy diepste kernspiere, sy powerhouse, aktiveer net om te stabiliseer. Dis nie opsioneel. Nee. En dan is daar die vere. Hulle bied nie dooie gewig soos 'n halter nie, hulle bied progressiewe weerstand. Dit beteken die spier moet deur die hele bewegingsreeks werk. Beide kante toe. Presies. Konsentries en eksentries. Dis hoe dit spiere beeldhou en verleng, eerder as om hulle net op te blaas. Dis 'n fundamentaal ander manier van werk. Dit maak heeltemal sin. Dis nie net 'n reeks lukrake oefeninge nie, dis 'n hele stelsel wat in die masjien se ontwerp ingebou is. Presies. En dit bring ons by die 6 kernbeginsels wat die bron noem: beheer, konsentrasie, sentrering, vloeibaarheid, presisie en asemhaling. Reg? En hier is die genialiteit. Jy kan nie een van daardie beginsels in isolasie toepas nie. Die masjien se ontwerp is 'n stelsel. Die waantjie forceer sentrering en beheer. Die vere eis presisie en vloeibaarheid. Anders verloor jy beheer. Jy verloor beheer. So die masjien dwing jou om ten volle teenwoordig te wees, om aandag te gee. Dit smee 'n onbreekbare band tussen die verstand en die liggaam. So, wat het dit in 'n praktyk beteken vir daai eerste kliënte? Die bron gee vir ons 'n paar kragtige, spesifieke voorbeelde. Eerstens, die danser. Sy was weens 'n besering uit die spel, wat vir 'n danser 'n loopbaandoodsvonnis is. Deur die metode het sy nie net herstel nie, maar haar bewegings het kragtiger en meer ekspressief as ooit geword. En dis 'n deurslaggewende punt. Die doel was nie net rehabilitasie nie. Dit was om 'n sterker, meer intelligente liggaam as voor die besering te bou. Sy het nie net herstel nie, sy het verbeter. Ja. Dit herprogrammeer die manier waarop die liggaam beweeg. Presies. Dan die kantoorwerker, 'n karakter waarmee baie van ons vandag kan identifiseer. Ja. Jare lank oor 'n lesenaar gebuk, laer rugpyn, slegte postuur. Deur die werk op die reformer het sy postuur verbeter, sy rugpyn het verdwyn. Dit het die oorsaak aangespreek, nie net die simptome nie. En dit wys hoe relevant dit was buite die wêreld van elite-atlete. Dit spreek 'n universele probleem aan wat veroorsaak word deur 'n sittende leefstyl. Iets wat toe al begin het en vandag 'n epidemie is. Ja, en dan die laaste een, miskien die mees aangrypende voorbeeld, is die voormalige soldaat. Sjoe. Die bron sê hy het gesukkel met die fisiese en geestelike letsels van oorlog. Deur hierdie gefokusde bewegings het hy 'n gevoel van begronding en beheer oor sy eie liggaam herontdek. Iets wat hy gedink het vir altyd verlore was. Presies. Dit was duidelik veel meer as net fisiese oefening vir hom. Wel, dit beklemtoon weer daai verstand-liggaam-konneksie. Trauma kan 'n diep gevoel van ontkoppeling van jou eie lyf veroorsaak. Dis waar. Deur beheer oor die fisiese, spier vir spier, asemtug vir asemtug, kon hy 'n mate van beheer oor die geestelike terugwen. Dis 'n kragtige getuigskrif. Dit was terapie in beweging. En terwyl Joseph hierdie mense dophou, die danser, die klerk, die soldaat, beskryf die bron 'n stille tevredenheid in sy oë. Hy het geweet hy het iets werklik revolusionêr beet. Dit moes die uiteindelike bevestiging gewees het. Sy eie genesingsreis was nie 'n eenmalige gelukskot nie. Dit was 'n universele beginsel. Ja, wat op ander toegepas kon word met dieselfde resultate. Absoluut. En dit het gelei tot sy visie vir die toekoms. Hy het 'n wêreld voorgestel waar sy metode wyd aanvaar word, waar mense van alle ouderdomme en vermoëns hierdie krag en gesondheid kan ervaar. Vir hom was die reformer die sleutel wat hierdie toekoms sou ontsluit, die simbool van sy oortuiging. Dit bring 'n belangrike vraag na vore. Wat was die ware kern van daai visie? Ek dink die woord is toeganklikheid. Toeganklikheid. Ja, al was sy eerste kliënte hierdie elitegroep, was sy uiteindelike doel nie 'n eksklusiewe stelsel nie. Die weerstand van die vere kon aangepas word. Dit beteken 'n broos, beseerde persoon en 'n professionele atleet kon presies dieselfde masjien gebruik. Die masjien pas aan by die persoon, nie andersom nie. Ja. En dit was dalk sy mees radikale idee.
In die 1920s was fiksheid 'n een groote pas-almal model. Jy moes by die oefening aanpas. Reg? Hier het hy 'n stelsel geskep waar die oefening by jou aanpas. 'n Totale omkeer. Die bron stel dit baie duidelik, die doel was nooit net om spiere te bou nie. Dit was, en ek haal aan, om 'n beter liggaam, 'n beter gees, 'n beter lewe te bou. Daai holistiese uitkyk. Dis wat dit so blywend gemaak het. Dit het dieper gegaan as net estetika of prestasie. Dit het oor algehele welsyn gegaan. Dis ongelooflik hoe vooruit hy sy tyd was. Hy het gepraat oor verstand-liggaam-konneksie lank voor dit, modewoorde geword het. Heeltemal. En die bron maak die punt dat terwyl die reformers se ontwerp oor die dekades meer vaarbelyn geword het, Nuwe materiale en so aan. ja, het die fundamentale beginsels, daai 6 pilare, onveranderd gebly. Dit spreek van die tydlose krag van daai oorspronklike idee. Dit was nie 'n konsep wat verbeter moes word nie, dit moes net verstaan word. So as ons alles bymekaar trek, ons het die reis gevolg van 'n sieklike seun wat homself omgeskep het in 'n fisieke pionier. Ja? Ons het gesien hoe 'n vreemde, amper skrikwekkende apparaat in 1926 die saad was vir 'n wêreldwye beweging. Ons het die man, die masjien en die filosofie wat hulle verbind ondersoek. En ek dink die finale, blywende nalatenskap, soos dit hier duidelik word, is daai sentrale idee dat ware, volhoubare krag kom uit die doelbewuste verbintenis tussen die verstand en die spiere. Dit gaan nie net oor die oefening wat jy doen nie, dit gaan oor die aandag en die intensie waarmee jy dit doen. Enigeen kan 'n gewig rondgooi, maar om 'n beweging met absolute beheer en bewustheid uit te voer, dis iets heeltemal anders. Dit verander alles. Dit transformeer oefening van 'n mekaniese handeling na 'n vorm van bewegende meditasie. 'n Bewegende meditasie. Ek hou daarvan. En dit laat my met 'n laaste uitdagende gedagte vir jou om oor na te dink. OK. Die bron beklemtoon herhaaldelik hoe die metode jou dwing om ten volle teenwoordig te wees. In ons moderne wêreld wat ons aandag in 1000 rigtings trek. Ja, met kennisgewonings en afleidings. Presies. Is die grootste nalatenskap van hierdie byna 100 jaar oue apparaat dalk nie net fisiese krag nie, maar die herontdekking van 'n gefokusde, teenwoordige verstand nie. Dink daaroor na. Hoeveel van ons moderne welstandspraktyke, van yoga tot mindfulness, is eintlik net 'n herverpakking van hierdie ou, eenvoudige idee om vir 'n oomblik stil te raak en eenvoudig ten volle aandag aan ons eie liggaam te gee?